Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Genade en vrede vir u van God ons Vader, van Jesus Christus die Seun en van die Heilige Gees, ons trooster. Amen. Ons skriflesing is vanmôre uit Filippense 4 vers 10 tot en met vers 20 en ons sal dit so deurlopend in die prediking saam lees. Ons tema vanmôre is belê op die regte plek. Nou geliefdes, ek is sekerlik nie die regte persoon om vanoggend met u te gesels oor beleggings nie. My kennis en my ervaring van beleggings is regtig minimaal. Gelukkig het ek vriende en ervare mense wat meer daarvan weet en wat 'n mens kan adviseer en wat wel 'n lewe daarvan maak. Ek weet regtig min van beleggings om vanoggend vir u te wil vertel waar en hoe u moet belê en dit op finansiële vlak. Ek weet net genoeg om myself uit die moeilikheid te hou. Maar vanoggend wil ek met u oor 'n ander paar beleggings praat. Vir die wat net so min soos ek weet van beleggings, so ter inleiding net so 'n bietjie inligting. 'n Mens wil mos as jy iets belê, daarom iets daaruit maak, nie waar nie. Die finansiële ouens praat van jou opbrengs op jou belegging. In die finansiële wêreld word daar baie gemaak van die term return on investment. Opbrengs op belegging. En dit meet die effektiwiteit van 'n belegging. Dit help jou om tussen verskillende beleggings te onderskei. Dit help jou om te sien watter beleggings presteer en watter nie. En dit is 'n eenvoudige formule om te gebruik. Jy verdeel die opbrengs van die belegging met die koste daarvan. En die resultaat word uitgedruk deur 'n persentasie of 'n ratio. As jy R1000 sou belê in aandele en jy verkoop dit teen R1200 'n jaar later, dan maak jy R200. En jy verdeel dan daardie opbrengs, die R200, met die belegging van 1000 en dit beteken jy het 20% opbrengs gelewer. As jy 'n huis gekoop het vir R1 miljoen en jy verkoop dit vir R1.2 miljoen, dan het jy ook 'n 20% opbrengs gelewer. Behalwe dat jy natuurlik in ag moet neem oor hoeveel jaar daardie groei gekom het. 'n Opbrengs van 20% is natuurlik wonderlik in vandag se ekonomiese klimaat. Dis selde dat jy meer as 'n 5 of 'n 6% kry. En talle kere is jou opbrengs eintlik 'n minussyfer, soos dit baie keer met pensioene gaan. Ja, dit gebeur soms dat jy agteruit boer en jou belegging stadig maar seker opgevreet word en jou opbrengs op 'n minus uitloop. Geen mens hou van sulke beleggings nie. En ek wonder, hoe voel jy oor die opbrengs op jou beleggings? Sommige van ons het nie eers beleggings nie, wel nie finansiële beleggings nie. Maar dink so 'n bietjie verder. Wat van jou belegging in jou gesin, in jou huwelik, jou verhouding met die Here, jou geloofsgemeenskap? Wat sit jy daarin? Sien jy groei? Of is omstandighede stadig maar seker besig om jou beleggings op te vreet? En dit sal natuurlik verskil van mens tot mens. Ons sal mense kry wat nie uitgepraat kan raak oor hulle gesinne, hulle kinders, hulle kleinkinders se prestasies nie. En weet jy, dis ook goed so. Jy mag trots wees op hulle. En jy gaan mense kry wat jou ure lank kan besig hou met hulle verhouding met die Here of hulle werksaamhede by die kerk. Oor sommige van jou beleggings gaan jy goed voel. Dit bring vir jou 'n goeie opbrengs, emosioneel, dalk geestelik. Oor ander beleggings sal jy dalk nie eers wil praat nie. Dikwels sal mense wat deur egskeiding gegaan het vir jou sê, ek het soveel jare van my lewe gemors of weggegooi. Wat het ek vandag om daarvoor te wys? En dis maar een voorbeeld. Oor ander beleggings sal jy dalk nie eers wil dink nie. Dit wat jy in jouself en ander belê het 'n definitiewe effek op jou lewe. Die tyd en die energie wat jy byvoorbeeld belê in jou kinders, lewer uiteindelik 'n opbrengs in terme van hulle gereedheid vir die volwasse lewe, in hulle verhoudings met hulle huweliksmaats en jou kleinkinders. Die nagte sonder slaap in daardie eerste paar jaar, die ure wat jy taxi gespeel het om hulle by die sport en by die kultuuraktiwiteite te kry, die ure wat jy gesit het om skoolwerk in hulle koppe te kry vir die eksamens, die tyd wat jy spandeer het aan die beplan en die uitvoering van projekte, die hoop geld wat jy betaal het vir ekstra klasse, die gebede wat jy gebid het vir hulle sukses in die lewe, dit alles lewer uiteindelik 'n opbrengs. En dit is ook goed om van tyd tot tyd te dink
oor die opbrengs op jou belegging en jou kinders? Wat as die opbrengs op jou belegging nie goed was nie? As dit dalk na die negatiewe kant te wentel, wat gaan jy dan doen? Gaan jy jou belegging totaal en al afskryf, weggooi of tot niet maak? Of gaan jy probeer red wat daar te redde is? Ek sou hoop dat jy jou beleggings, jou Godgegewe beleggings, sou wil help red. Geen belegging is ooit verniet nie. God gebruik dit, al is dit om jou 'n les te leer. Gebed is 'n wonderlike gawe van God, met soveel beloftes in die skrif, veral rondom kinders. Moenie ophou om in hulle te belê nie. En belê in jou kleinkinders en in jou vriende se kinders. Jy hoef nie roekeloos te wees en geld agter hulle aan te gooi wat in 'n bodemlose put land nie. Volhard in gebed. Moet nooit, maar nooit ophou om vir hulle te bid nie, want God sal uitkoms gee. Alles is nie verlore nie. Dit is ook nie anders in die koninkryk van God nie. Beleggings maak saak. Soos dit in die finansiële wêreld die geval is, soos dit in jou gesin se geval is, die opbrengs van die beleggings wat ons maak saak. Met die verskil. Dit gaan in die koninkryk van God oor 'n opbrengs vir die ewige lewe. Nie maar net vir hierdie lewe nie. Dit gaan oor die opbrengs wat aan die ander kant van die dood steeds 'n waarde sal hê. Beleggings wat jy in die koninkryk van God maak, sal altyd 'n positiewe opbrengs lewer. Dit is nou die een plek waar jy kan belê en jy weet, jou beleggings is veilig. Dit is nie net geld nie, maar jou tyd, jou gawes, jou passie, jou verhoudinge in die gemeenskap van gelowiges. Dit is jou gebed, dit is jou omgee, jou deernis verander. En dit is ook hierdie opbrengs wat ek vanoggend saam met u wil praat. Het jy geweet, God het ook beleggings gemaak? En jy is een van hulle. Ja, God het in jou en in jou lewe belê. Hy vertrou jou met sy belegging en die opbrengs daarvan. En dit herinner mens maar net weer dat alles wat jy het, aan God behoort. In die boek Handelinge hoofstuk 16 lees ons van God wat daar ook in 2 huishoudings belê het. En dit doen hy tot die uitbou van sy koninkryk. Gelees gerus weer Handelinge 16 ook in u stilte tyd. En ek wil vir hierdie verhaal van die eerste gemeente daar in Europa, die gemeente van Filippi gebruik as 'n lens om oor hierdie opbrengs op belegging te praat. Hulle bydra aan belegging in die koninkryk is immers legendaries. Paulus, sonder hulle as gemeente as die gemeente wat die meeste bygedra het tot sy volhoubaarheid en sy bediening in hierdie wêreld. Maar soos met elke verhaal in die Bybel, begin dit natuurlik nie met die mense van Filippi as sodanig nie. Nie die verhaal van die kerk in Europa begin met God. Dit begin met die roeping van Paulus om die evangelie daar in Europa te gaan verkondig. En God se belegging in 2 huishoudings daar in Filippi. Die eerste huishouding waarin God belê in Filippi is die van Lydia en haar mense. Daar langs die Ganites rivier in Filippi in Griekeland, luister Lydia na die boodskap van die evangelie in plaas van vertroue in Jesus. Gaan lees dit daar in Handelinge 16 vers 11. Sy en haar hele huishouding, hulle word gedoop as die eerste huisgemeente in Europa. En ons moet goed hoor dat die Here nie net in Lydia as individu hier belê het in Filippi nie. Nee, sy en haar hele huishouding word daardie dag gedoop. God belê in huishoudings om 'n opbrengs in die koninkryk te kry. Die Griekse woord oikos word in hierdie verhaal daar in Handelinge 16 gebruik vir Lydia se hele huishouding. Handelinge 16 vers 15. Dit dui op die hele familie in die huis wat deur die huwelik en deur hulle bloedbande aan mekaar verbind is, sowel as die slawe en die diensknegte wat ook in daardie huis gewoon en gewerk het. Almal, niemand is uitgesluit nie. So word haar huishouding die eerste gemeente in Europa. Een van die mooiste gemeentes waarvan ons lees in die Nuwe Testament. Die tweede huishouding waarin God belê in Europa is die huishouding van die tronkbewaarder. Toe hy tot geloof gekom het, sê Lukas vir ons daar in Handelinge, hy is onmiddellik gedoop, hy en al sy mense, sy oikos, sy hele huis. En hy en sy hele huishouding was bly dat hy tot geloof in God gekom het. Gaan lees dit in Handelinge 16 vers 43. Die opbrengs van God se belegging in hierdie 2 huishoudings was groot.
Die tronkbewaarder en sy huishouding sluit aan by die huisgemeente van Lydia, en ook waarskynlik die slawe meisie en nog 'n paar ander wat tot bekering gekom het. Lees dit daar in Handelinge 16 vers 40. En wanneer Paulus skryf vir die gemeente van Filippi, dan prys hy hulle as 'n uitsonderlike, vrygewige gemeente. 'n Gemeente wat 'n groot opbrengs op die belegging van God in sy koninkryk gelewer het. Hy verklaar dat daar in die vroeë Christelike wêreld niemand was wat hom meer ondersteun het nie. Selfs nie Paulus sy eie sturende gemeente in Antiochië nie. Trouwens, dit wil voorkom of die geldkraantjie opgedroog het uit Antiochië op Paulus se tweede sendingsreis, vir watter rede ook al. Moontlik was dit net te ver vir hulle om geld op 'n gereelde basis te verskaf vir Paulus in Europa. En dan skryf Paulus vir hierdie gemeentetjie daar in Filippi, terwyl hy in huisarrest in Rome sit. Hy skryf in Filippense 4 die volgende, lees dit saam met my. Kom ons begin by vers 10. Ek is in die Here besonder bly dat julle nou uiteindelik van niets af van my gedink het. Eintlik het julle aan my gedink, maar julle het nie net die geleentheid gehad om my aandag te gee nie. Paulus, dink ek, het regtig 'n besonderse verbintenis met die gemeente gehad. So as Paulus hierdie brief skryf aan die gemeente in Filippi, is dit dat hy al vir 10 jaar lank met hulle 'n pad stap. Paulus het hulle nog 2 keer besoek op sy 3de sendingsreis. Ons lees dit daar in Handelinge 20 vers 1 en vers 6. En nou, na 'n tyd van stilte, het hulle weer vir hom ondersteuning gestuur. En hy weet dat dit is nie dat hulle hom enigstens vergeet het nie, dit is net dat hulle nie die geleentheid gehad het om vir hom iets te stuur nie. En hy was immers op reis en dit het dit dalk moeilik gemaak om goed by hom uit te kry. Nou kon hulle egter vir hom iets stuur daar in Rome, daar waar hy in huisarrest was. En dit voel nou vir Paulus asof dit van niets af is. Sy gemoed is sommer gelig oor die voorsienigheid wat hulle gestuur het. Hy is egter gou ook om te sê dat dit eintlik vir hom glad nie gaan oor sy eie omstandighede nie. Lees bietjie wat sê Paulus daar in vers 11. Ek sê dit nie omdat ek gebrek ly nie, want ek het aangeleer om in alle omstandighede tevrede te wees. Ek weet wat dit is om gebrek te ly en ek weet wat dit is om oorvloed te hê. Ek is in elke opsig ingewy in al hierdie dinge om versadig te wees, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as gebrek te ly. Ek is tot alles in staat deur hom wat my die krag gee. Nogtans was dit goed van julle om in my swaar kry te deel. Hoe mooi is Paulus se reaksie nie? Hy weet wat oorvloed is, hy weet wat gebrek is. Hy weet mos dat die Here vir hom in alles krag sal gee. Nogtans was dit goed van hulle om ook in sy swaar kry te deel, daar waar hy in huisarrest is en waar hy afhanklik is van die gawes van buite. En ek dink nog meer net om die ondersteuning te kry en te weet, hy is nie vergete nie. Die belegging wat hy met die evangelie van Christus in hulle lewens gemaak het, lewer 'n opbrengs van omgee en medelee in sy lewe. Maar dan kom hy by die uiteindelike punt wat hy wil maak, daar in vers 15. Lees dit saam met my. Julle weet ook, Filippense, dat aan die begin van my evangelieverkondiging, toe ek van Macedonië vertrek het, dit wil sê van die stad daar in Filippi, geen gemeente bygedra het tot my rekening van inkomste en uitgawes, behalwe julle nie. Ook in Thessalonika het julle meer as eenmal iets vir my behoeftes gestuur. Hy was maar ongeveer 3 weke daar in Thessalonika met die stigting van daardie gemeente, maar selfs daar het hulle 'n paar keer vir hom iets vir sy behoeftes gestuur. Hierdie gemeentetjie daar in Filippi het geglo in die evangelie. Hulle het geglo in koninkrykswerk, dit wat Paulus gedoen het. Daarom dat hulle bygedra het tot sy welstand. Dit maak mos tog sin. In ons lewe vandag ook. Jy gaan nie 'n eier onder 'n dooie hoender sit om uit te broei nie. Jy gaan daardie kuiken wat sou moes uitbroei verloor. Maar as jy weet, hier is iets wat vir jou opbrengs kan lewer, dan kan jy weer en weer 'n eier plaas onder 'n hoender waarvan jy seker is, hierdie hen gaan hierdie eier oppas met haar lewe. En sy gaan sal sit tot hierdie kuiken uitbroei. En as sy uitgebroei het, dan gaan sy daardie kuiken oppas en beskerm en sien groot word. So ook met die gemeente in Filippi. Hulle het geweet die werk wat Paulus doen is 'n belegging in God se koninkryk. Nie net vir hierdie lewe nie,
maar ook vir die ewige lewe hierna. En dan sê Paulus hierdie volgende belangrike ding vir hulle in sy brief, daar in Filippense 4 vers 17. Dit is nie dat ek vir julle 'n bydrae verlang het nie. Ek verlang eerder dat die belegging wat julle maak toenemend sal groei. Ek het alles ontvang en het dit ruim. Ek het meer as genoeg, nou dat ek van Epafroditus ontvang het wat julle gestuur het. Dit is 'n lieflike geur, 'n aanneemlike offergawe wat God behaag. Soos God in hulle belê het, so het hulle in die koninkryk belê. En dit is hierdie belegging wat hulle in die koninkryk gemaak het, wat Paulus wil hê, dat dit sal groei, dat hulle geestelike krediet sal groei. Ons moet goed hoor, dit is nie dat Paulus soseer 'n bydrae van hulle verlang nie, alhoewel hy natuurlik in die oorvloed daarvan deel. Dit is die waarde wat dit vir hulle self sal hê, dat hy opgewonde nou is daaroor, dat hy opgewonde is oor hulle belegging in sy bediening in die evangelie van Jesus Christus. En Paulus verlang ook daarna, dat die belegging wat hulle maak toenemend moet groei, dat dit 'n groot opbrengs sal lewer. Sien, die punt is, elke gawe wat aan ons gegee is gegee sodat ons kan diens lewer in die koninkryk van God. Dit is 'n offer aan God self, waaroor God opgewonde is. Hulle gawe was veral waardevol in die huisarrest in Rome, waar Paulus homself moes versorg. Hulle het ook vir Epafroditus gestuur, om dit vir hom af te lewer, en sommer daarby om te bly en om verder te ondersteun. En dit was al reeds oorgenoeg, soveel so, dat Paulus kan sê, hy het oorvloed. Maar daar is baie meer opgesluit in hulle belegging, soos Paulus sê in vers 19, en my God sal ruimskoots in al julle behoeftes voorsien, in ooreenstemming met sy heerlike rykdom in Christus Jesus. Aan ons God en Vader kom die heerlikheid toe vir ewig en ewig. Amen. Jou opbrengs in die koninkryk is nie net 'n opbrengs op jou belegging wat daarin kom nie. Dit is nie asof die R1000 wat jy as dankoffer gegee het, of die offergawe wat jy maandeliks maak, net sorg dat die evangelie aan die wêreld verkondig word nie. Al is dit natuurlik wonderlik en tel dit as 'n opbrengs in jou belegging, jou gawe aan God is egter 'n belegging in 'n fonds waartoe God self begin bydra. Hy gebruik wat ons het tot sy beskikking, en hy stel dit sodat ons meer en meer kan verdien in ons opbrengs, ook in die koninkryk van God. Nie net daardie 20% opbrengs nie, maar dalk 'n 30 en 'n 60 en 'n 100%, soos die gelykenis van die saaier vir ons vertel. Trouwens, God reageer op ons belegging in die koninkryk van God, deur boonop ruimskoots in al ons behoeftes te voorsien. En nie maar volgens ons eie maatstaf nie, nee, in ooreenstemming met sy heerlike rykdom in Christus Jesus. Belegging in God se koninkryk se opbrengs is veel meer as wat ons materiële waarde ooit sou kon meet. God se voorsienigheid en seën en genade en vergifnis kan nie in rand en sent gemeet word nie. Hy gee soveel meer as wat ons ooit sou verdien. Soos Paulus op 'n keer in die Korintiërs ook geskrywe het, hy maak julle altyd in alles ryk genoeg om by elke geleentheid vrygewig te kan wees. 2 Korintiërs 9 vers 11. Waar ons belê in die koninkryk van God, belê hy ook. Plaas hy sy rykdom in ons hande, sodat hy 'n opbrengs uit sy eie belegging uit die vrug van ons lewens kan kry. En dit is wat Jesus in die bergrede al vir ons geleer het. Julle hemelse Vader weet tog wat julle alles nodig het. Maar soek bo alles na God se koninkryk en sy geregtigheid. En al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Matteus 6 vers 32 tot 33. Dink 'n bietjie daaroor na. Wanneer jy belê in God, belê hy in jou. En dit is die manier waarop die geestelike wet, die opbrengs op belegging werk. Belê in God se koninkryk. En dit waarmee hy jou seën, en jy sal ook dan die groei daarin sien. En laat jou gedagtes gaan oor wat jy met nog meer ywer in God se koninkryk kan doen, en waar jy nog meer betrokke kan raak, sodat jy 'n goeie opbrengs op belegging in die koninkryk van God kan hê. Nie net vir hier lewe nie, maar ook in die lewe hierna. Amen. Kom ons bid saam. Here in die hemel, Vader, maak vandag ons harte en ons hande oop vir U en vir die koninkrykswerk. Help ons, Here, om instrumente in die hand te wees,
om u evangelie oor die hele aarde te versprei. Daar waar onmin is, daar waar haat is, daar waar oorlog is, wil u, Here, vrede bring en dit daar uitstort, sodat ons u genade en die liefde in ons lewens kan ervaar. Vergewe ons, Here, wanneer ons dwaas optree, ook wanneer ons ver van u af leef. Help ons, Here, om op die regte plekke in ons lewens te belê, daar waar dit vir u saak maak, daar waar dit vir u kan vrug dra in u koninkryk. Laat ons belê in die geestelike groei en die opvoeding van ons kinders. Laat ons belê in ons lewensmaats met ons gawes, ons tyd en ons liefde. Laat ons belê in die kerk hier op aarde, sodat meer mense 'n geestelike tuiste kan vind, waar hulle ook 'n verskil in die liggaam van Christus kan maak, tot u eer. Ons bid dit vandag met nederigheid en dankbare harte. Amen. Ontvang nou die seën van die Here. Die genade van die Here Jesus Christus sal by julle wees. Hy sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen. Laat dit so wees, Here, amen. Laat dit so wees, Here, amen. Heer, laat ons leef soos U leer, Here, amen. Laat dit so wees, Here, so wees, Here, amen. Laat dit so wees, Here, amen. Heer, laat ons leef soos U leer, Here, amen. Laat dit so